Right, so, jy's op soek na 'n oplossing vir jou kunsmisprobleem. Want nie net is die goed duur nie, jy weet ook nie eens gaan jy jou volle kunsmis hê einde van die jaar as jy moet plant nie. Okay, Regenerate. Is dit 'n daadwerklike oplossing? Clayton gaan my 'n bietjie meer vertel. Hoe loop die goed? En wat is die resultate wat hulle tot dusver gehad het as jy 'n bietjie van jou kunsmis en daai goeders replace? So kom ons luister. Oep. Clayton, hoe lyk dit? Chippy, goed jy? Nee wat, doodstil rustig. Okay, Regenerate. Vertel my gou vinnig, wat presies is die besigheid? Man, ek dink nou beter as enige ander tyd in die wêreld het ons 'n oplossing nodig wat vir ons help om minder chemie te gebruik. Ja. So ons het 'n produk bymekaar gesit, 'n simpel ding wat uit 'n rotstof, vulkaniese rotstof en 'n koolstofbron bymekaar gesit is. Dit is in Suid-Afrika gemaak. Hy's nie onderhewig aan enige skeepsvragte of dieselpryse nie. So die ding is dat hy konstant bly en dit is 'n kunsmis enhancer. Hy verbeter net die opname van jou kunsmis. Nou, kom ons begin reverse net gou so 'n bietjie, nee. Want jy's ook nou nie van vandag af in die landbou game nie, nee. Ja. Jy kom al jare. Ja. Maar jy begin met die goed. Nee. Ja. Okay. So, vertel my net so in 'n neutedop, wat is hierdie? So yes, Chippy. Want hierdie is hierdie. Ja. So hierdie is 'n effektiewe plantgel wat jy gebruik om permanente gewasse soos forestry bome, bosbou Yes. en macadamias en pekanneute te vestig. So daai boom kom nou uit 'n baie sheltered environment uit 'n kwekery uit. Nou kom sit jy hom in die grond en hy vat bietjie stres. So daai poelietjie gel wat jy om hom sit is ook verryk met koolstof. So hy gee nou net daai boompie daai stresvrye oorgangsperiode van 3 weke of so wat hy van die nursery af in die grond ingaan en dan vat hy daarvan af. Okay, en dit doen jy al hoeveel jaar? Dit is ek al besig van 2017 af. So nou wat? Ja, so amper 10 jaar. Ja, Nee. amper 10 jaar. Jy sien, nee. Okay, en toe van dit af toe krap jou koolstof jou, toe weet jy nie, okay, right, jy wil die koolstofgedeelte Yes. in die dinges is kry, nee. Want koolstof is baie lig. Ek meen hy is so stowwerig. Jy kan nie met die ding werk nie. Kyk hierso. Ja. Dit is te stowwerig. So ons weet wat die koolstof toe kan doen, maar ons moet dit op 'n afleweringsmetode kry vir die goed. So nou het ons gegaan en ons het die ding gaan swaarder maak. Laat hy kan Is dit nou waar die vulkaniese rots Ja, so inkom? as jy mooi gaan kyk na die natuur, vulkaniese uitbarstings rondom die wêreld, daar's geen tekorte aan enige minerale nie. Daai plante floreer. So ek het daai rots gaan soek wat vir my daai eienskappe kon gee. So ons kyk na omtrent 70 minerale wat in die ding is en daar is rare earth minerals, daar is 'n mix van alles daarin. So ons het iets swaar gesoek om die ding meer swaarder te maak. Daai is die perfekte ding. Hy komplementeer die Toe koolstof. werk hulle nou actually net mooi saam. Korrek. En toevallig kry jy 'n klompie mikroelemente by. Daar's baie mikroelemente daarbey. So 'n bietjie 70 mikro. Dis hy. Ja. So want dis altyd jou beperkende faktor. Daai een bietjie koper wat jy nie het nie of daai molibdeen. So daar's 'n bietjie van alles in die ding. So is 'n goeie balans en dan gee hy vir my daai swaarder korreltjie wat ek nou maklik kan toedien. Maar Right, hy het toe 'n kan ander jy- eienskap. Toe kan jy nou hardloop. Nee. Right. Okay, en want nou is hy in 'n strooi. Wag eens kyk. Nee. Hy's 'n harde korrel. Hy's dieselfde Yes. SG en hy's dieselfde gewig size as 'n kunsmiskorrel. So nou mix ek hom sommer net met my kunsmis, nee. Wanskat, so jy mix in 10% saam met jou plantmengsel, Ja. 30% van jou totale mengsel vir die jaar, want jy wil hom in die grond kry. Dis waar hy werk. Nou Yes. het ons 'n huisvesting geskep met daai koolstof. Ons het 'n surface area van so 500 vierkante meter per gram. OK, daai gram pas in jou hand in. Nou gee ek vir jou met elke kilogram Maar dis nou koolstof. basically net jy praat van surface area en ek hoor bla 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 bla. Okay. Nee, right. As ek jou reg verstaan, dit koolstof beteken jy praat van surface area, dit gee jou 'n groter gedeelte waar jou stikstowwe en jou kalsiums en jou die hele lot aan kan gaan vasklap. Dit gee 'n huisvesting vir die mikrobes. Ja. Daai gaatjies wat ons create en daai tonneltjies wat ons create in daai biochar is dan 'n huisvesting vir mikrobes. So basically dieselfde job as wat 'n ding soos mis of hoendermis doen, selfe besigheid. Nee. By die groot verskil, ons bak die ding teen 800 tot 1000 grade. Ja. So ons haal alles uit wat in daai biomassa kon gewees het
wat kon gebrand het. Nou het ons net hierdie harde struktuur wat dan 'n huisvesting word vir die So ek het nou 'n ons bou nou 'n huisie van bakstene en nie 'n huisie van strooi nie. Hy gaan lank hou. Ja, hy het 'n minimum van 'n 10 jaar, halflewe van 10 jaar in die grond. Ja. Waar jou kunsmis, jou chemiese kunsmis het 'n halflewe van 60 dae. Ja, maar vat 'n ding soos jou kom ons want dis waarmee jy dit moet vergelyk, nê? Nee. 'n Semi-organiese kunsmis, Ja. nê? Ja, ja. En ons weet almal semi-organiese kunsmis werk regtig baie goed. Jou hoendermis of whatever ook al jou hoenderkompos is 'n draer vir jou kunsmis. In hierdie geval is dit die koolstof. Ja. Maar na 'n jaar is hy weg. Dan moet jy hom weer toe doen. En nou die ene bly en hy akkumuleer soos wat jy En wyse. soos jy wysit gaan hy nou akkumuleer. So hy Right. gaan jou grond net verbeter, want dis die een ding wat ons almal nodig het, dis koolstof in die grond. Alright, so nou komplementeer die vulkaniese rots met die minerale, komplementeer daardie want hy gaan sit ook van daai goedjies gaan sit in die koolstof in en hy charge daai koolstof. Soos wat jy biochar nou maar charge. Ja. Okay, so nou het jy 'n komplementerende ding. Die ding wat die ding laat werk is hierdie effek. Hy is magneties, Ja. paramagneties. Nee, maar So- ek is besig met my shit. Nee? So- Wag, ek wil dit self doen. So die ding is sorry, Wat hy is het die? plaf vasgeplak. Dis Nee. net 'n magneet. Dis 'n magneet, né? Right, so hier is 'n magneet. Nou tel jy die ding op. Ja. Nou wat beteken daai Wat beteken die paramagnetisme magnetiese besigheid? In 'n nutshell, daai ongepaarde elektrons beweeg net in dieselfde rigting. Hulle draai in dieselfde rigting en as die plant se wortel dan nou negatief gecharge is, soek hy 'n positief om aan te koppel. So dan wil jy 'n krag hê wat die goed nou na 'n rigting toe beweeg. As ek reg is, ek kan kort sê as ek dit goed reg verstaan, want iemand het my eendag gesê grond is magneties, Ja. né? En is dit so? Ja, ek kan vir jou wys. Ek het grond gemeet Ja. hierso. Hierso het ek 'n masjien wat ek ingevoer het. Wat ek nou actually die grond kan meet mee. So effektief kan ek nou vir jou sê Julle raak te slim, ja. hoe magneties is jou grond. Maar onthou nou paramagnetisme, hy's soms magneties. Dis nie dieselfde as ferromagneties nie, né? Eendag gaan jy my dan goed alles verduidelik. Maar okay, ja. Alright, so ek wil net gou die ding opstaar hierso, maar intussen kan ons net gou praat daaroor. Die konsep daar agter is baie onbekend. Daar's 'n ou met die naam van Phil Callahan wat actually hierdie masjiene ontwikkel het om dit te kan meet, want jy meet hom in sentimeter gram per sekonde. So nou meet jy die distansie, die gewig en die tyd. So dit sê vir ons hoe vinnig beweeg die minerale in die grond in. So as ek Nampo grond moet vat, nê? Ja. En ek sit hom hier in. Ek wil hom net die toets level reg kry. Dan kan ek kan nou op jou plaas kom kyk, Joby. Dan kan ek vir jou sê, geef my jou goeie grond en jou slegte grond. En ek kan die verskil vir jou wys in die paramagnetisme tussen die twee. So jou goeie grond het 'n hoër paramagnetisme. So hy het meer magnetiese krag as jou laer. Korrek. So So hy hou seker ook voedingsstowwe en daai goeders beter vas. Dis reg. So nou kry jy net die beweging van die voedingsstowwe sodat jy dit in die plant in kry. So effektief as jy hier kyk, nê, wat ons hier reg kry. Ons Ja. sit daai lithiumbattery in die grond Yes? en die plant word die sonpaneel en hy voer daai lithiumbattery. Ah, ek hoor jou. Alright. So nou moet ons dit reg kry. So ek wil net gou kyk op my masjien wil meet. Hierdie grond meet op Hy't so seker Windows 95 op. Hy's Dis vir my- verskriklik sensitief vir magnete en selfone en goed, maar hierdie grond meet, okay, om jou 'n idee te gee. Die grond meet 100 cm gram per Ja. sekonde. Hierdie vulkaniese rots meet op 3820 Ja. cm gram. So deur hierdie by daai is buite sit En hy sorry, hoeveel? 100. Ja, 100. Hierdie is Daai is 38 keer hoër. hierdie is 3820. Bietjie wiskunde op skool. Okay, so nou deur hierdie by daai buite sit, kan ons hierdie in oplig. Yes. Okay, so dis wat ons reg kry. So nou het ons die koolstof en ons het hierdie vulkaniese rots wat dan nou die beweging van jou minerale veroorsaak. Wat beteken jy kan met minder kunsmis dieselfde of beter opbrengs kry. So met die proewe wat ons gedoen het in die Weskaap, kon ons met 30% minder kunsmis 18% beter doen. Liewe ouers. Ja. Nou,
En dit was nie net jy wat dit nou getimesig het nie, jy het dan maar ordentlike landboukundige wat die goed gedoen het. Ja, nee, ons het daarom 'n paar van hulle. Ja, maar daai proewe was onder andere by Tygerhoek gedoen by Yes. die proefplaas op Tygerhoek, die Weskaapse regering. Okay, so hulle het hom gecheck, jy kon nie cheat nie. Nee, hulle doen die proewe en dan gee hulle vir my die resultate. Maar Okay. kyk, ons het dit gedoen al oor 3 jaar, nee. Oor 3 jaar. Ja. Dis my volgende vraag. Ja, want 1 jaar is maklik. 1 jaar is 'n poks dalk, dan weet jy nie. So ons het 1 jaar koring gedoen, volgende jaar canola. Toe kry ons 'n soortgelyke resultaat en net om te sien wat is die oordrag effek. As ons gekyk sonder om die produk toe te dien in jaar 3, wat is die effek dan? En ons het weer dieselfde effek gekry. So die oordrag effek gee vir jou in die 3de jaar dieselfde ding, so jy hoef nie elke jaar die ding toe te dien. So wat wil jy my sê? Ek kan my plantkunsmis, nê? Ten minste sê nou maar met 20 of 30% sny. Ja, 30%. ja. En ek behoort, kom ons sê dieselfde opbrengs te kry, dalk meer, maar kom ons sê dieselfde opbrengs. Want jy gaan nog 2 geleenthede kry deur die seisoen met jou topbemesting om daai tekorte aan te vul. As daar tekorte is, so nou kan jy in jou topbemesting besluit wat sit ek by. So jy gaan 2 kansse kry om dit reg te maak, maar jy kry 1 kans om die goed in te sit, hy wil in die grond. En om hom net uit te strooi, nie regtig dieselfde effek as wat jy hom Hy gaan 'n jaar vat of 'n seisoen vat om in die grond in te trek. So dan wag jy vir jou grondlewe om daarin af te trek dat hy daar by die plantjies se wortels uitkom. Okay. En dan kostes gewys teenoor kunsmis, waar hardloop hy? So ons het nou 'n Nampo special aan vir R16,200 'n ton wat ons op paar sit of onder kunsmis. Nou actually as jy 100 ton kunsmis laat maak en daai kunsmis kos R18,000, dan bring jy die prys af. Maar ons is besig om die ding op te skaal. Ons gaan 'n fabriek hê wat in Januarie maand 1000 ton 'n maand van die goed kan produseer en deur economies of scale bring ons die pryse af. So ons bring derentyd ons probeer die boere help. Dit is wat ons hier doen. So ons probeer die pryse afbring en meer van die goed in die mark instoot, want gesamentlik kry ons iets anders reg. Ons stoor soveel as moontlik koolstof in die grond en ons doen dit op 'n klimaatvriendelike manier. Uitstekend. Klein ding, Okay. dankie baie. Dankie Joby. Woe! Okay. Dit is hierso van Regenerate af. Gaan die stem, nê. Okay, hierdie is daadwerklik dalk een van daai goed waarna jy kan kyk, nê. Begin klein, moenie alles trust wie jy net glo nie. Kyk of dit by jou werk en dan sit 'n proef in daarso, is 'n maklike ding om te doen. Dat meng hom saam met jou kunsmis, meng sommer self. Maar hier is die tipe van goed waar ons daadwerklik in die toekoms nou gaan moet kyk om te sien, luister hierso. Veral in 'n jaar soos hierdie. Jy moet jou kunsmis minder maak, jy gaan dalk nie kunsmis kry nie. Daar's dalk net 'n oplossing wat op die einde van die dag vir jou op jou plaas hou. Dis die Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.